Baie welkom by die laaste week van Radikaal Anders. Sover die afgelope 4 weke het ons gekyk na radikale oorgee, radikale gemeenskap, vrygewigheid en vrymoedigheid. Vandag sluit ons af met dit waarom die kerk eintlik bestaan, naamlik radikale sending. Iemand het eendag gesê dat die kerk is die enigste organisasie wat bestaan vir sy nie-lede. Daar is algemene mite wat bestaan dat sending is wat gebeur wanneer jy jou huis verkoop, op afgeleë eiland toe trek en vreemde kos eet. Maar vandag wil ek vir jou sê dat sending is soveel meer as een of ander beroep of iets wat jy doen. Sending is deel van identiteit, wie jy as volger van Jesus is. So vandag kan ons sien ook in die boek van Handelinge, waar Jesus net voor hy opvaar hemel toe, kom bevestig het juis hierdie waarheid, wat hy kom deel rondom ons identiteit as getuies van Jesus. Dat jy vandag sal besef, al is jy by 'n ingenieursfirma, of al is jy miskien onderwyser vir 'n klas kinders, of agterlesenaar of 'n til, dat jy is 'n getuie op 'n sending. Kom ons hoor wat Jesus sê hieroor. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. So kom bevestig Jesus juis hierdie waarheid, dat sending is nie iets wat ons doen, of probeer najaag nie. Dit is wie ons is. Ons is getuies, wat vanuit daardie identiteit kom leef, en vertel van Jesus. David Platt in sy boek Radical kom trek 'n duidelike lyn, 'n kategorie wat hy kom plaas oor sending vir jou en vir my. Hy kom sê die volgende: We all have a plate in the game. We are either goers, senders, or disobedient. In Handelinge 13 sien ons hoe die kerk saam bid en ook die Here aanbid. Terwyl hy so tyd saam spandeer, beleef die Heilige Gees kom en hulle hart kom druk om vir Barnabas en vir Paulus af te sonder om uit te kan gaan. Meer as net dat hulle gesien het as kerk hoe hierdie 2 manne weggaan, het hulle hand op hulle gelê, vir hulle gebid en in 'n vennootskap saam met hulle gewees om te sien dat hulle kan uitgaan. So vandag vir jou in my lewe het ons besef dat sending is iets waarna toe ek en jy almal op een of ander manier geroep word. Ek wil vandag vir jou 3 aksiestappe gee hoe ek en jy as gewone mense radikale sending kan uitleef in ons lewens. Eerstens, begin dit vandag waar ek en jy kan sê, gebruik jou beroep as 'n voertuig om sending te befonds. In Handelinge 18 sien ons waar Aquila en Priscilla, soos Paulus ook tentmakers is. In plaas van om hulle werk te los om sendingwerk te gaan doen, gebruik hulle juist die inkomste van 'n werk om sending te befonds. So vandag wil ek vir jou sê in jou lewe, in jou beroep, is dat jou beroep is meer as daar om net inkomste te verdien sodat jy rekeninge kan betaal. Dat deel van die inkomste die Here jou roep ook om dit te kan belê in God se koninkryk. Om te besef vandag dat jou beroep indirek sending kan help befonds, 'n verskil te kan maak in hierdie wêreld. En te besef dat dit 'n motivering kan wees ook vir jou om hard te werk met integriteit. Om te sê, Here, ek wil my beste vir my vermoë my werk doen sodat ek daaruit 'n verskil kan maak in hierdie wêreld deur sending te kan befonds. Dis waar dit begin vandag vir jou en my. Tweedens, 'n manier hoe ek en jy kan radikale sending uitleef, is bid vir verlore mense. Juis in Handelinge sien ons hoe die kerk saam gebid het en as gevolg van daardie gebed saam, dat die Gees hulle bemagtig het om getuies te kan wees en om ook vir verlore mense te kan bid en hulle te bereik. Gebed is die grootste wapen van sending. Dis waar dit begin vir jou en my ook, in ons leefwêreld, om te kan rondkyk, waar is daar mense? Het sy dit kollegas is, dalk familie of vriende, wat dalk ver van God af voel, dat jy kan begin bid vir die mense. Jy sien, wanneer ek en jy gaan begin bid vir verlore mense, gaan ons ook oopgaan om te kan sien geleenthede
waar ons Jesus kan deel met ander mense. Waar ons kan bid ook en sê, Here, gee vir my wysheid om die regte woorde te kan bring, woorde wat saad van hoop kan wees ook in mense se lewe. En te besef dat gebed 'n kragtige katalisator is vir sending en redding van mense se siele. Mag ek en jy daarom tyd spandeer, ook te bid vir ander. Laastens vandag, as ons dink aan praktiese maniere hoe ons radikale sending kan uitleef, gaan dit vandag ook wees self 'n getuie vir ander. So sending eindig dalk by die uithoeke van die wêreld, maar vandag het ek en jy besef, sending begin nou waar jy hier sit, daar waar jy staan, jou huidige leefwêreld, kan jy begin om te kan getuig van Jesus deur jou lewe. Dalk is dit nie deur harde woorde nie, dalk deur jou leefstyl, nie deur jou werk doen, die manier hoe jy mense hanteer, wat 'n klaar vraag by mense bring van, hoekom is jy anders? Wat het jy in jou lewe? Maar soms ook dat die Here kan ons lei om te kan getuig van hom, uit ons eie lewensstorie uit, hoe die Here jou en my kom red het, hoe hy verskil gemaak het in ons lewens, en daarom ons kan getuig van hom. David Platt in sy boek Radical gaan ook verder en hy kom maak hierdie stelling oor die goeie nuus van Jesus wat ek en jy kan versprei. The gospel is only good news if it gets there in time. Jy sien mense by jou skool of by jou werk, waar kan jy beweeg, is dalk nie 'n plek waar hulle al 'n kerk toe gaan, of gemeente besoek nie. Jy is dalk die enigste Bybel wat hulle lees, jou lewe wat 'n getuienis is. Ek besef vandag dat daar's 'n missie roeping op jou en my lewe, om te kan getuig, terwyl ons nog kans het om dit te kan doen, om die goeie nuus te kan deel van Jesus. Een persoon wat natuurlik 'n hart van 'n getuie gehad het, was juist die van die apostel Paulus. In Handelinge skryf hy 'n gedeelte wat hy sy hart deel oor hoe passievol hy is oor hierdie sending. Hoor wat sê hy in Handelinge 20. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Ek wil afsluit vandag met die volgende woorde, dat sending is nie veronderstel om 'n las te wees vir jou en my nie. Om 'n getuie van Jesus te wees, is 'n voorreg en 'n vreugde wat ek en jy het, verskil te kan maak vanuit wie ons geroep is om te wees, getuies en volgers van Jesus Christus. Vandag terwyl ons hierdie sessie afsluit, wil ek jou nooi om 'n praktiese stap te kan neem, te sê ek wil nie net 'n passiewe toeskouer in God se koninkryk wees nie, ek wil 'n aktiewe deelnemer wees. Vandag kan jy begin dalk een van hierdie 3 goed te doen, om te sê miskien kan ek begin by my bydra finansiëel tot sending. Dalk is iets wat jy kan begin of verhoog. Miskien beteken vandag dat jy bid vir verlore mense, om dalk 'n paar name neer te skryf, familie, kollegas, vriende wat ver van die Here is, en sê ek gaan begin intentioneel bid vir die mense. Anders beteken miskien ook vandag dat jy sê ek wil 'n getuie wees, waar die Here my roep, om miskien Jesus te kan deel op die regte tyd, op die regte manier, en te weet ook daar is ek aktief 'n sendeling vir die Here. Mag jy hierdie saam met jou vat en kan sien hoe jy 'n verskil kan maak vir Jesus Christus op hierdie aarde, 'n Christelike leefwyse te kan leef wat anders lyk as hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons geroep het om deel te wees van U groot plan vir die wêreld. Ons bid vandag vir ons werksplekke, ons skole, ons huise. Maak ons so oop om te sien waar die sendingveld is wat gereed is vir ons. Seën ons hande werk sodat ons U koninkryk kan befonds ook. Mag ons ook getuies wees hier en nou in ons leefwêreld, selfs tot in die uithoeke van die wêreld. Here, ons wil nie net verbruikers wees van U genade nie. Ons wil deelers wees ook. Dankie daarvoor dat U ons gebruik vir U koninkryk en vir U naam. In Jesus naam alleen. Amen. Ek hoop dat jy 'n laaste kragtige gesprek saam met jou klein groep nou kan hê. Ek wil vir jou dankie sê dat jy hierdie 5 weke saam met ons gereis het. Ek hoop dat jy toegerus is, gemotiveerd is om intentioneel anders te leef as hierdie wêreld. Radikaal anders.
Mag ek en jy die droom wat Jesus gedroom het oor die kerk uitleef. Baie seën vir jou.